Julle het weer die voorreg om te luister na 'n lidmaat, so ongelooflike getuienis. Dankie dat Tannie tyd maak om vandag ook die storie met ons te deel. Plesier. Vertel gerus vir ons Tannie se storie. Ek het in 1970 'n baba gehad, 'n dogtertjie. Sy was die eerste paar maande baie gesond en daarna het sy begin siek word, maagie en opgooi en al so aan. Toe het die dokters ons aanbeveel om maar of ons het in Komani gebly, wat nou Komani is, toe Queenstown, om haar 'n Frere Hospitaal in Oos-London toe te neem, of om haar na die Rooikruis Hospitaal in die Kaap te neem. Ons het toe besluit die Rooikruis is te ver en haar toe Frere Hospitaal toe laat gaan waar sy vir 3 maande was. En ons het die 31ste Julie by haar gekuier in die hospitaal en daai aand het ek vir die Here gevra, as dit nie sy wil is dat sy gesond word nie, moet hy haar liewer wegneem, want sy ly te veel. En die volgende oggend 10:09 is sy toe weggeneem, wat baie swaar was. Ons het besluit, ons wil nie nog kinders hê nie, ons het toe 2 gehad, 'n dogtertjie en 'n seentjie, maar uit die bloute was ek weer swanger, en in 1974 is Martin gebore. Hy het van die begin af probleme gehad, ek het hom wel geborsvoed, maar hy het geweldig opgegooi, maagie gewerk, al dieselfde simptome as wat die dogtertjie gehad het, wat vir my baie swaar was. Ons het hom na verskeie pediaters geneem wat gevoel het, ek is besig om my vorige ondervinding op hom te projekteer. En my aanbeveel om vir hom kos te gee en eiers te gee en ek weet nie wat alles te gee nie. Wat ek gedoen het, en dan by die tweede hap van die eier het hy begin opgooi, sy maagie het tot 17 keer op 'n dag gewerk. Dit was 'n vreeslike toestand. En intussen het die kindjie vir ons gelyk of hy baie vet word, want ek moes sy onderhempies se rekkies knip, laat hulle nie insny in sy gewriggies nie. Tot een Saterdagoggend wat ek wakker geword het en sy hele koppie skeef was. En ons dadelik met hom Rooikruis Hospitaal toe gery het, want ons het toe in Somerset Wes gewoon, en my man het in Stellenbosch gewerk. Toe ons by die hospitaal kom, het hulle gevind dat hy is ontsaglik ondervoed. Hy is in 'n bedenklike toestand, hulle het hom onmiddellik op drips gesit. Binne 2 dae was hy nie meer die vetronde babietjie nie, maar was hy 'n geraamtetjie. Want toe het al die vog wat opgebou was in sy liggaampie, al die swelsel was weg. Ons het toe, hulle het hom natuurlik behandel, hulle kon nie onmiddellik uitvind wat is fout nie, toe het hulle op 'n diaboliese bed gesit, om elke druppeltjie stoelgang op te vang, en hulle het bevind dat 85-90% van die stoelgang bestaan uit proteïen. So sy liggaampie verwerp totaal alle vorme van proteïen. So die dokter wat vir my gesê het ek moet vir hom eiers voer, was baie ver van die kol af. Hy kan vandag, hy is 50 jaar oud, nog nie eiers eet nie. In elk geval, die 18de Junie het my man se pa verjaar. Dit was 1971. En hulle het in die Kaap gebly, in Seepunt gewoon, en gevra ons moet die aand saam met hulle gaan eet. My man het van Stellenbosch deurgekom, my gekry by die Rooikruis Hospitaal. Ek het op die 4de vloer gewoon. Kindertjies wat baie kritiek siek was, sy ouers se ma's is toegelaat om daar te woon. Martin was in 'n glaskamer langs die verpleegsters se kantoor, sodat hulle hom 24 ure 'n dag kon dophou, want hy was werklik krities. En ons het gaan eet saam met sy ouers, ons het teruggekom, en Martin het langs die bed gestaan, sy bedjie,
en vir die suster gesê, is this child going to live till tomorrow? En sy het gesê, he's still breathing, and while he's breathing, we're hoping. Ek het my man het gegaan, stel terug Somerset Wes toe, waar my ma by die ander 2 kindertjies was. En ek is op na my kamer op die 4de vloer. En toe ek daarbo kom, toe sit daar 'n ander vrou op die ander bed. Ek het vir hulle gevra, ek wil asseblief alleen wees, want ek het of gebid of gehuil. En toe sit daar 'n ander vrou, ek het my nagklere aangetrek, gebad en terug na Martin se kamer. Ek het meeste nagte by hom in sy kot geslaap, want hy het baie comfort gekry as hy op my maag, met sy maagie op my maag gelê het. Die hitte van my liggaam, dink ek was vir hom 'n vertroosting en selfs miskien het dit die pyn in sy ingewande minder gemaak. En toe sê die suster vir my, ja, ek is toe af ingekyk dame en toe terug kamer toe. Nou die ander dame het daar gesit op die ander bed. En sy het gesien ek is geweldig ontsteld. Ek het baie gehuil. Toe sê sy vir my, of ek besef hierdie kindjie wat ek nou oor huil, behoort aan die Here. Die Here het hom net vir my geleen, vir 'n tyd. Dit kan 'n kort tyd wees, dit kan 'n langer tyd wees, maar dit is in sy wil, en hy het hom vir my geleen. En dit is tyd dat ek op my knieë gaan, en hom teruggee vir die Here. Ek sê toe vir haar, kan dit nie doen nie, want my vorige baba is die oggend oorlede na ek die vorige aand vir die Here teruggegee. Daar ek die vorige aand vir die Here gesê het, sy kan nie langer ly nie. Ek kan dit nie doen nie. En sy het baie met my gepraat, Bybelverse aangehaal, en op die ouend was ek en sy albei op ons knieë langs my bed. En ek het vir die Here gesê, Martin is in u hande. U weet hoe lief ek my kindjie het, maar hy is in u hande. So 10 minute later is ek toe weer af na hom, om soos gewoonlik elke nag by hom in sy kot te klim en in sy kot te slaap saam met hom. En toe sê die suster vir my, he fell asleep about 10-15 minutes ago very peacefully. For the first time, as you know it. En sy sê, go back to your room and get some rest. You've been here every night, the whole night. En ek is terug kamer toe. En ek het in die bed geklim. Sy beloof my toe, sy sal 'n verpleegster stuur om my te kom roep. Die oomblik as Martin sou wakker word en huil. En ek het in die bed geklim, geslaap die volgende oggend omtrent 7:30 wakker geword, my mors dood geskrik. Hulle het my nooit die nag kom roep nie. En gou my kamerjas aangetrek en met my nagklere en kamerjas afgegaan na Martin se kamer. En toe sit hy in sy kot en speel met speelgoedjies. Ek kon my oë nie glo nie. En ek is toe terug kamer toe om aan te trek. En 9:00 die oggend toe ek in die terug is by hom, toe kom professor Heekse en dokter Jedeiken en dokter Kreer, die 2 spesialiste, pediaters, in die kamer, en dokter Heekse staan met sy hande so in sy heupe in die deur, en hy kyk die kind so en hy sê vir my, mevrou, wat het jy met die kind gedoen? Dis 'n ander mens. Toe sê ek vir hom, nie ek nie, dokter, Here het hom teruggegee vir my. Die pad daarna was moeilik. Martin het gesond geword. Hy was in sy eerste 2 jaar, omtrent 'n jaar daarvan in die hospitaal, aan en af.
Hulle het bevind dat sy liggaam verwerp alle forme van vette en olie, botter, eiers, proteïen tot 'n groot mate, behalwe iets soos varkvleis en die wit vleis van 'n hoender, die wat geen vet bevat. Hy is vandag nog so, as hy enige van dit inkry, word hy siek. Maar my kind is pragtig, hy's 'n man van 50. Hulle het ook vir my gesê dat daar 'n moontlikheid kan bestaan, dat hy breinskade kon hê, omdat hy nie genoeg proteïen in sy bloedstroom gehad het as baba nie, omdat sy liggaam alle forme van proteïen vernietig het. En hy is hoogs intelligent, hy's 'n CA en Ja. ek kan net die Here prys. Dis ongelooflik Tannie. Vertel vir ons meer van die vrou in Tannie se kamer. Het Tannie die oggend weer met haar kontak gehad? Sy het verdwyn, Die oggend was die bed leeg. die bed was leeg. Sy het, toe ek die oggend wakker word, ek het haar nooit weer opstaan nie, ek het haar nooit weer gesien nie. Sy het verdwyn. Ja. Ek het agterna gewonder of die Here 'n engel daar gesit het. Want sy was verseker gestuur na my. En Tannie wou nie daarheen nie. Ek wou nie daar hê nie, ek wou nie nog iemand by my in die kamer hê nie. Ek kan nie onthou hoe sy gelyk het nie. Eintlik was meeste van my kontak met haar op my knieë. En ek kan goed onthou dat sy haar arm so om my skouer gesit het, want ek het gesnik soos ek gehuil het. Toe ek vir die Here sê, hy kan maar Martin neem, want hy behoort aan hom. En ek het haar nooit weer gesien nie, nooit weer van haar gehoor nie, weet niks van haar. Dit is ongelooflik. Ek het hoendervleis, want Tannie se storie wys vir ons dat diere leef. En hulle leef vandag. Ja, En hulle leef vir en saam met ons. So dankie dat ons vandag iets van Tannie se storie kon beleef. dankie Lourens, is vir my goed. Ek praat nie baie daaroor nie, maar so nou en dan is dit vir my baie goed. Dit gee vir my ook weer bevestiging van my geloof, bevestiging van die Here se genade, want sonder sy genade is ons eintlik niks.